Volgens se preek gaan 'n redelike lang preek wees. So as die kinders woelerig raak, is hulle welkom om uit te skuif na die moederskamer toe. Ons is in Genesis hoofstuk 17. Ons gaan kyk na verse 3 tot 14. Genesis 17 vers 3 tot 14 en dit lees dan so. Toe val Abraham op sy aangesig en God het met hom gespreek en gesê, wat my aangaan, kyk, my verbond is met jou. En jy sal die vader van 'n menigte van nasies word. Daarom sal hulle jou nie meer Abraham noem nie, maar jou naam sal wees Abraham. Want ek maak jou 'n vader van menigte van nasies. En ek sal jou buitengewoon vrugbaar maak. Ek sal jou tot nasies maak en konings sal uit jou voortkom. En ek sal my verbond oprig tussen my en jou nageslag na jou, in hulle geslagte as 'n ewige verbond, om vir jou 'n God te wees en vir jou nageslag na jou. En ek sal aan jou en jou nageslag na jou die land van jou vreemdelingskap gee, die hele land Kanaan as 'n ewige besitting, en ek sal vir hulle 'n God wees. Verder het God aan Abraham gesê, maar jy moet my verbond hou. Jy en jou nageslag na jou, van geslag tot geslag. Dit is my verbond wat julle moet hou tussen my en julle en jou nageslag na jou. Al wat manlik is onder julle is, moet besny word. Julle moet aan die vlees van julle vooruit besny word, en dit sal 'n teken wees van die verbond tussen my en julle. 'n seentjie van 8 dae dan moet onder julle besny word, al wat manlik is in julle geslagte, die wat in jou huis gebore is, en die wat van enige vreemdeling met geld gekoop is, wat nie van jou geslag is nie. Die wat in jou huis gebore en wat met jou geld gekoop is, moet sekerlik besny word. So moet dan my verbond in julle vlees wees, as 'n ewige verbond. En wat manlik is en die vooruit het, wat nie aan die vlees van sy vooruit besny is nie, die siel moet uit sy volksgenote uitgeroei word. Hy het my verbond verbreek. En so ver in die skrif vandag. Kom ons buig weer die hoofde. Here, ons dankie vir die woord. En ek bid, Here, dat U Gees in ons harte sal werk in die oggend, om ons ontvanklik te maak vir die woord. Geef ons nederige harte, Here, want ons is 'n trotse mensdom. Help ons, Here, om onsself voor U te verootmoedig, dat ons nie wys in ons eie oë sal wees nie, o Heer, maar dat ons die woord sal aanneem. Lei ons deur die Gees, Here, want ons het leiding nodig. Maar Here, ons vra dit nie omdat ons dit verdien nie, maar omdat U genade so groot is. In Jesus naam alleen vra ons dit. Amen. Nou, ons kom vandag by 'n ongemaklike teks, en ons kom by 'n ongemaklike preek. En hier is wel 'n ongemaklike preek, aangesien hierdie preek die gemeente in 'n baie ongemaklike situasie gaan plaas. En daarvoor vra ek by voorbaat om verskoning, want my doel was nog nooit om die gemeente in 'n ongemaklike situasie te plaas nie, maar eerder om die waarheid na te jaag en te soek, ongeag hoe ongemaklik dit ook al mag wees. Nou, vandag se preek gaan waarskynlik beteken dat ek nie meer julle dominee kan wees nie, wat vir my 'n hartseer gedagte is, maar weer eens die waarheid is vir my belangriker as my persoonlike gemak en my persoonlike voorkeure. En aangesien die waarheid voorkeur geniet, is ek verplig om volgens my gewete op te tree. En om hierdie preek te preek, al mag dit een van my laaste wees by hierdie gemeente dan ook. Nou, die ongemaklike onderwerp is 'n teologiese onderwerp, maar dit is ook 'n teologiese onderwerp wat nie vereenselwigbaar is met ons huidige gemeente se geloofsbelijdenis nie. En dit is die onderwerp van die klein doop. En hier is 'n teologiese standpunt wat ek nie net baie studeer het die laaste tyd nie, maar 'n teologiese standpunt wat ek ook van oortuig geraak het. En daarom behoort dit ooglopend te wees waarom ek nie meer die dominee van 'n baptiste kerk kan wees nie. Nou, my doel as 'n dominee gaan altyd wees om julle te probeer oortuig van die waarheid en om daar volgens op te tree, maar ek glo ook dat in hierdie tyd julle almal al redelik goed toegerus is
om die woord vir julleself reg te interpreteer en dat julle ook die vermoë beskik, nie om net blindelings te glo wat daar aan julle gesê word nie, maar om julle eie kritiese oordeel te tref gebaseer op gesonde interpretasie of althans dan nou hermeneutiek. Dit is tog een van die belangrikste eienskappe wat ons in ons Bybelstudies geleer het, naamlik hoe om die woord reg te interpreteer en dat die woord moet vloei en dat die woord vereenselwigbaar met onsself moet wees. Maar dit is ook omdat die woord moet vloei en vereenselwigbaar moet wees met homself, dat ek tot die oortuiging gekom het dat kinders wel gedoop moet word. Maar ek vra dat julle asseblief met my geduldig sal wees en my sal verdra om hierdie preek aan julle te preek, sodat julle julle eie oordeel kan tref. En aangesien hierdie preek ook gaan vereis dat die gemeente by mekaar gaan moet kom binne die volgende week of 2 om te besluit en te stem oor die pad vorentoe. Nou voordat ek begin wil ek net eers sê eerstens dat ek 'n begrip het dat indien enige van julle wel oortuig mag word van die klein doop soos ek, en dat selfs al raak jou gewete ook oortuig daarvan, dit nie noodwendig maklik gaan wees nie, want jy gaan met eier op jou gesig sit. Dit is ongelukkig altyd die geval wanneer 'n mens moet erken dat jy verkeerd was. Maar miskien is dit ten minste 'n vertroosting om te weet dat niemand meer of met meer eier op hulle gesig gaan sit as ek nie, aangesien ek het self so gereeld gepreek en geleer het. En tweedens, as jy dalk vanoggend hier sit en al klaar by jouself dink dat daar nie 'n manier is dat ek jou sal oortuig van die klein doop nie, ongeag wat ek gaan sê nie, wel dan is jy heeltemal reg. Ek sal jou dan nie oortuig nie. Want dan het jy ook niks geleer in die laaste 3 jaar nie, want ons hele benadering tot die woord, in ons Bybelstudies sowel as in ons preke, is dat ons nie met voorafgestelde idees na die skrif toe kom nie, maar kyk wat die skrif ons wel leer. So as jy klaar jou gedagtes opgemaak het, wel dan is daar nie 'n manier dat ek enige van julle kan oortuig nie. Nou, ek het oorspronklik geglo in die groot doop, as gevolg van my betrokkenheid in die charismatiese beweging, wat ook nie noodwendig die mees teologiese gesonde beweging is nie, want sterk teologiese argumente was nog nooit een van die charismatiese beweging se sterkpunte gewees nie. Maar die somtotaal van die hele groot doop argument het gewoonlik maar bestaan uit 2 punte. Eerstens, ons sien nêrens in die Bybel dat kinders gedoop word nie. En tweedens, die groot mense wat wel gedoop was, moes eers hulle geloof kon bely, voordat hulle gedoop kon word, iets wat kinders natuurlik nie kan doen nie. Nou hier is 2 geldige punte om op te bring, want dit is ook 'n baie oppervlakkige argument, indien dit al is waarop ons oortuigings baseer. Maar dit is waarskynlik die 2 punte waarop ons self ons oortuigings sal baseer het, of ten minste ek persoonlik. Maar ons sal terugkom na hierdie 2 punte toe. Maar om te begin, een ding wat ons nie kan ontken nie, wat ook Bybels ondersteun kan word, is die feit dat die beloftes onder die nuwe verbond van toepassing is op ons kinders. Met ander woorde, die beloftes van die nuwe verbond sluit die kinders van gelowiges in. Hierdie punt het ons bevestig in ons preek in Handelinge 16 vers 32 tot 34 met die titel Kinders van die Verbond. Ek glo ons het dit ook weer gekyk toe ons op vakansie was laas jaar. Dit het ons daar bevestig. En in aanleiding van ons vergadering, wat ons dan noodwendig gaan moet hê volgende Sondag, gaan kyk asseblief weer na daardie preek, en dan kyk julle weer na vandag se preek, ter voorbereiding tot volgende week se vergadering. Dit is Handelinge 16 vers 32 tot 34, kinders van die verbond. Maar in daardie preek het ons klaar bewys dat die beloftes van die nuwe verbond gelowiges se kinders insluit. En daarom gaan ons ook nie weer hieroor preek nie, maar net kortliks 'n paar skrifte aanhaal. In Jesaja 59 vers 20 tot 21 lees ons van die belofte van die nuwe verbond, ingehuldig deur Jesus Christus, waar staan: "Maar vir Sion kom hy as 'n verlosser, en vir die wat in Jakob hulle bekeer van oortreding, spreek die Here. Wat my aangaan, dit is my verbond met hulle, sê die Here, my gees wat op jou is, en my woorde wat ek in jou mond gelê het, sal uit jou mond nie wyk nie, en ook nie uit die mond van jou kroos, en uit die mond van die kroos van jou kroos, sê die Here, van nou af tot in ewigheid nie." Ons sien dus die duidelike seëning van die nuwe verbond, en hoe daardie beloftes ons nageslagte insluit. Met ander woorde, nie net ons kroos nie, maar selfs die kroos van ons kroos. En soos ons ook al weet, die nuwe verbond is die vervulling van die beloftes wat die Here aan Abraham gemaak het.
En daarom lees ons in Galasiërs 3 vers 8 en 9, en die skrif wat vooruitgesien het dat God die heidene uit die geloof sou regverdig, het vooraf aan Abraham die evangelie verkondig met die woorde, in jou sal al die volke geseën word, sodat die wat uit die geloof is, geseën word saam met die gelowige Abraham. Die beloftes wat aan Abraham gemaak was, het nie sy vervulling gevind onder die ou verbond nie, maar vind jy sy vervulling onder die nuwe verbond. Daarom sê Galasiërs 3 vers 29, en as julle aan Christus behoort, dan is julle die nageslag van Abraham en volgens die beloftes ook erfgename. Die erfgename van die beloftes wat aan Abraham gemaak was, is gelowiges wat in Christus is. Met ander woorde, dit is ons. En een van die beloftes wat die Here aan Abraham gemaak het, en wat sy vervulling vind in die nuwe verbond, kry ons in Genesis 17 vers 7, van ons teks vandag, waar staan, en ek sal my verbond oprig tussen my en jou nageslag na jou, en hulle geslagte, as 'n ewige verbond, om vir jou 'n God te wees, en vir jou nageslag na jou. Daarom lees ons ook in Handelinge 2, waar Peter sê in verse 38 en 39, en Peter sê vir hulle, bekeer julle, en laat elkeen van julle gedoop word, in die naam van Jesus Christus, tot vergewing van sondes, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang, want die beloftes kom julle toe, en julle kinders. Hoekom kan Petrus vir hulle sê, dat die beloftes ook hulle kinders toekom? Want hy praat van die beloftes wat aan Abraham gemaak was. Met ander woorde, die beloftes wat gepaard gaan met die nuwe verbond. Die beloftes aan Abraham word vervul onder die nuwe verbond, en die belofte aan Abraham behels die feit weer, en soos ons lees in Genesis 17 vers 7, die Here sê, ek sal my verbond oprig tussen my en jou nageslag na jou, in hulle geslagte as 'n ewige verbond, om vir jou God te wees, en vir jou nageslag na jou, menende selfs die kroos van jou kroos. Maar meer as dit, God het vir Abraham hulle 'n teken gegee, om hierdie beloftes te bevestig. Die Here het nie net hierdie belofte gemaak en dit daar gelos nie. Nee, hy het dit bevestig deur 'n teken, naamlik die besnydenis. Soos ons lees in Genesis 17 vers 9 tot 10 van ons teks vandag waar staan. Verder het God aan Abraham gesê, maar jy moet my verbond hou, jy en jou nageslag na jou, van geslag tot geslag. Dit is my verbond wat julle moet hou, tussen my en julle en jou nageslag na jou, al wat manlik onder julle is, moet besny word. Die besnydenis was 'n teken van die verbond. Maar hierdie verbond en hierdie beloftes aan Abraham kan nie geskei word van die nuwe verbond nie. Want die nuwe verbond is die vervulling van die verbond met Abraham, en dit sluit die kinders in. Nou die nuwe verbond is 'n beter verbond as die ou verbond. En daar is nie een aspek van die nuwe verbond wat slegter is as die ou verbond nie. Dit is nie 'n geval van dat die nuwe verbond beter is in sekere aspekte, maar die ou verbond is weer beter in ander aspekte nie. Nee, die nuwe verbond is beter in alle aspekte, sonder uitsondering. Hebreërs 8 vers 6 tot 8 sê, maar nou het hy 'n voortreffeliker bediening verkry vir sover hy ook middelaar is van 'n beter verbond wat op beter beloftes wetlik gegrond is. Want as daar die eerste een onberispelik was, dis nou die eerste verbond, sou daar nie plek vir 'n tweede gesoek word nie, want hy berisp hulle en sê, kyk daar spreek die Here dat ek met die huis van Israel en die huis van Juda 'n nuwe verbond tot stand sal bring. Die nuwe verbond is beter in alle aspekte. Byvoorbeeld, die ou verbond was net vir die Jode, maar die nuwe verbond word oopgemaak vir almal, ongeag wat jou etniese agtergrond mag wees, vir beide Jood en vir Griek. Onder die ou verbond het net die mans die teken van die verbond gekry, nou onder die nuwe verbond word beide mans en vroue gedoop. En onder die ou verbond was beide groot mense, sowel as kinders ingesluit van die verbond, maar wat doen ons dan? Ons kom en sê, maar onder die nuwe verbond mag kinders nie deel wees van die verbond nie. Dit alles terwyl die realiteit is dat die nuwe verbond 'n baie meer inklusiewe verbond is as die ou verbond, behalwe vir die baptis. Ons sê kinders mag dalk deel gewees het van die ou verbond, maar hulle mag nie deel wees van die nuwe verbond nie.
Dit is so goed, Moses sê vir die Israeliete in Egipte, hulle moet saam met hom deur die Roeisee trek, maar die kinders mag eers kom, as hulle oud genoeg is om self te besluit. Hulle moet in Egipte bly. Maar as die nuwe verbond dan nie 'n beter verbond nie? Hoe is dit dat die nuwe verbond 'n beter verbond is as die ou verbond, behalwe as dit kom by ons kinders? Dit maak eenvoudig nie sin nie, indien ons die Bybel as een konsekwente geheel wil interpreteer nie. Maar om die eerste beswaar aan te spreek, jy mag dalk sê, ja, maar, ons sien nêrens in die Nuwe Testament dat kinders gedoop word nie. En dit is waar. Maar ons sien ook nêrens in die Nuwe Testament dat 'n kind gebore word binne 'n Christelike huis en dat hy eers gedoop word wanneer hy 'n belydenis van geloof gemaak het nie. Ons sien ook nie dit nie. Wanneer dit kom by kinders, sien ons nie een van die twee maniere van hoe doop gewerk het ten opsigte van kinders nie. Want die persoon wat klein doop, kan nie wys waar 'n kind klein gedoop was nie, maar die persoon wat groot doop, kan ook nie wys waar 'n kind gebore was in 'n gelowige huis en hulle eers gewag het dat hy of sy genoeg geloof gehad het of groot genoeg was om 'n geloofsbelydenis af te lê nie. Ons sien ook nie so 'n gevalle studie nie. Hierdie argument is ongeldig, want nie een van die twee kan uitdruklik hulle punt bewys uit die Bybel nie. Maar dit is waar die tweede beswaar opgebring word, naamlik dat die mense wat wel gedoop was in die Nuwe Testament eers hulle geloof moes bely voordat hulle gedoop kon word. Iets wat kinders natuurlik nie kan doen nie. Maar die realiteit is, dit was presies die geval onder die ou verbond besnydenis. Want as jy nie besny was as 'n kind nie, en jouself as 'n heiden by Israel wil aansluit, moes jy eers geloof bely het, voordat jy besny kon word. Wanneer ook al 'n uitlander hulself wil aansluit by die Israeliete, onder die ou verbond, moes hulle eers 'n belydenis van geloof gemaak het, voordat hulle besny kon word. Geen uitlander kon deel word van Israel, as hulle nie die Here aangeneem het as hulle God nie. Hulle kon nie. Hulle moes dit eers bely het. Hulle moes dit eers geglo het. Met ander woorde, hulle moes eers bely voordat hulle kon besny word en deel raak van die verbondsvolk. En Abraham self het eers geloof gehad en nadat hy geloof gehad het, was hy eers besny gewees. Hoekom? Want hy was 'n eerste generasie gelowige gewees. En die uitlander wat homself wil aansluit by Israel, moes ook eers hulle geloof bely het, want die uitlander sou 'n eerste generasie gelowige gewees het. En wat sien ons in die Nuwe Testament? Presies dieselfde as met Abraham. Naamlik, dat eerste generasie gelowiges, wat hulle self wil aansluit by die nuwe verbond, moes eers hulle geloof bely het, voordat hulle gedoop kon word. En natuurlik moes al die eerste generasie gelowiges onder die nuwe verbond eers hulle geloof bely het. Want almal anders wat eerste generasie gelowiges was onder die ou verbond, insluitend Abraham en insluitend die heiden wat hulle self wil aansluit by Israel, moes ook eers 'n belydenis van geloof aflê voor hulle besny kon word en deel raak van die verbondsvolk. Die Nuwe Testament is nie die uitsondering nie. En Paulus lê klem hierop in Romeine 4 vers 9 tot 11, waar hy sê, aan Abraham is die geloof tot geregtigheid gereken. Hoe is dit dan toegereken, vra Paulus, toe hy besnede of onbesnede was? Nie as besnedene nie, maar as onbesnedene. En hy het die teken van die besnydenis ontvang as 'n seël van die geregtigheid van die geloof. Abraham kon eers die besnydenis kry nadat hy geloof gehad het, want hy was 'n eerste generasie gelowige. En soos hier die skrif sê, en hy het die teken van die besnydenis ontvang as 'n seël van die geregtigheid van die geloof. Nou as die besnydenis 'n seël was van die geregtigheid van die geloof, hoe kon hulle dit dan vir kinders gee as dit 'n seël is van die geregtigheid van geloof? Maar kinders het nie geloof nie. Want dit was 'n seël van die belofte wat aan Abraham gemaak was, wat hy wel deur geloof gekry het. En daardie belofte was van toepassing, nie net op hom nie, maar ook sy nageslag. Natuurlik moes die eerste generasie gelowiges wat gedoop was,
geloof gehad het. Want al die heidene en selfs Abraham moes ook geloof gehad het, indien hulle besny wou word. Maar die kinders was besny, omdat die belofte wat Abraham wel deur geloof gekry het, op sy nageslag van toepassing was. Maar hoeveel meer dan nie, onder die nuwe verbond, wat die vervulling is van die beloftes wat aan Abraham gemaak was nie, en dit is 'n beter verbond. En dit is daardie enigste verbond wat aan ons behoort, sê Galasiërs 3. Daarom, wanneer ons lees in Markus 16, vers 15 tot 16, gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. Hy wat glo en hom laat doop, sal gered word, maar hy wat nie glo nie, sal veroordeel word. Is dit ooglopend hoekom mense eers moes glo, voor hulle gedoop kon word? Want dit sou presies dieselfde gewerk het, indien die besnydenis aan die wêreld verkondig was. Indien die besnydenis aan die wêreld verkondig was, sou hulle ook eers moes geglo het voor hulle besny kon word, indien dit uitgegaan het na die hele wêreld toe. Hulle sou ook eers moet glo, voordat hulle besny kon word. Maar wanneer hierdie heidene klaar gedoop was, deur geloof, het hulle erfgename geword, van dieselfde beloftes, wat aan Abraham gemaak was, deur sy geloof. Naamlik, dat die beloftes van die nuwe verbond ook ons kinders insluit, onder 'n beter verbond, soos ons ook voorheen al bewys het. Nou, indien ons steeds aandring daarop, dat die kinders van gelowiges nie gedoop mag word nie, maar dat net gelowiges gedoop mag word, sal ek sê, dat ons nie net die eenheid van skrif verbreek nie, maar dat ons dit in elk geval nie gaan regkry nie. Want as net gelowiges gedoop mag word, en nie kinders van gelowiges nie, hoe weet ons wie 'n gelowige is? Hoeveel mense is nie al groot gedoop, wat afvallig geraak het nie? So of jy groot doop en of jy klein doop, nie een van die twee verseker jou redding nie. En dit behoort ooglopend te wees. Maar daar is wel 'n verskil tussen die twee. En dit is, die persoon wat groot gedoop word, doen dit as gevolg van sy menslike belydenis. Maar die persoon wat klein doop, doen dit as gevolg van God se belofte. Albei kan hulle geloof verloor. Dit is ooglopend. Ons gaan nie net gelowiges kan groot doop nie, want ons het al gesien hoe hulle afvallig raak. Maar daar is 'n verskil. Die persoon wat groot doop, doen dit op die basis van sy belydenis. Die persoon wat klein doop, doen dit op die basis van God se belofte. Wanneer jy 'n groot mens doop, doop jy hom want jy vertrou sy woorde. Maar dit is in baie keer die geval dat dit uitdraai dat daardie persoon nooit werklik gered was nie. Maar wanneer jy klein doop, doop jy nie die kind as gevolg van sy woorde nie, maar as gevolg van God se woorde. Naamlik, dit is my verbond met hulle, sê die Here. My gees wat op jou is en my woorde wat ek in jou mond gelê het, sal uit jou mond nie wyk nie en ook nie uit die mond van jou kroos en uit die mond van die kroos van jou kroos nie, sê die Here, van nou af tot in ewigheid nie. Maar glo ons nie eintlik al klaar dit nie? Glo ons nie eintlik al klaar dit nie? Is ons nie eintlik maar net gefeinstes nie? Hoekom sê ek so? Want wie van julle wat kinders het, of al kinders gehad het, van 2 of 3 of 4 jaar oud, hanteer julle kinders as ongelowiges? Of hanteer julle kinders asof hulle nie deel is van die verbond nie? Verwag julle van julle kinders om die gebooie van die Here te hou? Verwag julle van julle kinders om saam met julle te bid? Verwag julle van julle kinders om saam die Here te aanbid hier by kerk, deur om liedjies vir hom te sing? Selfs al verstaan hulle nog nie die evangelie nie? En as julle antwoord ja is hierop, en ek hoop dit is, hoekom maak julle die aanname dat julle kinders deel is van die verbond, deur om hom of haar hieraan te laat deelneem? Hoekom maak julle hierdie aanname? As jy regtig glo dat jou kind nie deel is van die verbond nie, hoekom verwag jy van hulle om saam met jou die Here te aanbid volgens die verbond? Hoekom wag jy nie tot hy of sy 'n belydenis van geloof aflê, voordat hulle saam met jou die Here aanbid nie, en intussen sal jy maar net 'n goeie voorbeeld vir hulle wees. Maar hulle hoef nie deel te neem aan die aanbidding nie.
Hoekom is jy nie dan net eerder 'n goeie voorbeeld nie? Hoekom dring jy aan dat hulle die Here se gebooie hou? Hoekom dring jy aan dat hulle aan saam aanbid? Indien ons regtig glo dat ons kinders nie deel is van die verbond nie, hoekom is ons nie konsekwent in hierdie standpunt nie? Ons sien miskien nie dat daar uitdruklik gesê word dat kinders gedoop moet word nie, maar dit is die logiese aanname wat gemaak kan word, aangesien die Bybel een konsekwente geheel is. En ons maak al klaar daardie logiese aanname, want ons hanteer ons kinders al klaar asof hulle deel is van die verbond, eerder as om net 'n voorbeeld vir hulle te wees. Ons sien ook nie in die Nuwe Testament dat vroue nagmaal neem nie, of dat die nagmaal wyn behels het nie. Maar dit is die logiese aannames wat gemaak kan word in lig van die ou verbond Pasga, waarop die nagmaal gebaseer is. Hoekom? Want die Bybel is een konsekwente geheel. Dit vloei, en dit moet. Maar aangesien die Bybel een konsekwente geheel is, rus die onus nie op die persoon wat klein doop nie, maar op die baptis om te bewys dat kinders nie gedoop mag word nie, want die logiese aanname in lig van duisende jare se kinders wat ingesluit was in die verbond, is dat kinders nog steeds deel van die verbond is. Dit is die logiese aanname. En in lig van die kontinuïteit van die Bybel en in lig van die verbond met Abraham, sal 'n mens dan eerder verwag dat daar 'n uitdruklike stelling gemaak moes word indien kinders nie meer deel van die nuwe verbond mag gewees het nie. Aangesien kinders vir duisende jare deel was van die verbond, behoort ons eerder te verwag onder die nuwe verbond, wat 'n beter verbond is, dat daar 'n uitdruklike stelling gemaak moes word dat dit nie meer die geval is nie. Maar ons sien nie dit nie. Die onus rus dus nie op die persoon wat wil klein doop nie, die onus rus op die baptis om te bewys dat dit wat algemeen aanvaar was onder die ou verbond vir duisende jare nie meer aanvaar mag word nie. Die patroon wat ons sien onder die ou verbond is nie anders as die patroon wat ons sien onder die nuwe verbond nie. Onder die ou verbond sien ons eerste geloof. Ons sien dit eerste, naamlik in Abraham of enige heiden wat wil aansluit by Israel. En daarna, na geloof, sien ons eers die teken van die verbond. En daarna word dit gegee aan die gelowiges en hulle kinders, maar dit begin by geloof. En hierdie patroon word nie weerspreek in die Nuwe Testament nie. Ja, die eerste generasie gelowiges moes eers glo, nes Abraham. En daarna kon hulle eers die teken van die verbond kry, naamlik die doop, maar daarna word dit gegee aan hulle huishoudings. Soos die Nuwe Testament ons uitdruklik leer, wat waarskynlik dan ook kinders ingesluit het. Dieselfde patroon onder die ou verbond sien ons onder die nuwe verbond. En indien dit nie die geval is nie, is die onus eerder op die baptis om 'n uitdruklike skrif te voorsien hoekom dit na duisende jare verander het onder 'n beter verbond. Maar ons kry nie daai uitdruklike skrif nie. Dit het nie verander nie. En daarom lees ons in Handelinge 2 vers 38 tot 39 weer eens daar staan, en Petrus sê vir hulle, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus tot vergifnis van julle sondes, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang, want die belofte kom julle toe en julle kinders. Nou, hoe kan Petrus sê dat die belofte ook hulle kinders toekom? Want dit is bloot 'n ego van ons teks vandag, waar ons weer eens lees, Genesis 17 vers 7, en ek sal my verbond oprig tussen my en jou en jou nageslag na jou, en hulle geslagte as 'n ewige verbond, om vir jou 'n God te wees, en vir jou nageslag na jou. Die patroon het nie verander nie, naamlik geloof, dan eers doop of besnydenis onder die ou verbond, en dan nageslag, soos bevestig word in beide Ou en Nuwe Testament. En in werklikheid word hierdie patroon wat ons onder die ou verbond kry, bloot net ondersteun deur die Nuwe Testament. Want dit was algemeen onder die Nuwe Testament dat huishoudings gedoop was.
In Handelinge sien ons dat Cornelius se huishouding, Lydia se huishouding, Crispus se huishouding en die tronkbewaarder in Filippi se huishouding almal gedoop is. En Paulus sê ook in 1 Korintiërs 1 vers 14 tot 16, ek dank God dat ek niemand van julle gedoop het nie, behalwe Crispus en Gaius. En ons weet die Crispus waarvan hy praat, was die huishouding van Crispus, sodat niemand kan sê dat ek in my naam gedoop het nie, ek het ook nog die huisgesin van Stefanus gedoop. Dit was algemeen dat die hele huishoudings gedoop was. En die beswaar hierteen sal wees, ja, maar almal in daardie huishoudings het geglo. En die antwoord is, natuurlik het almal geglo. Almal in Abraham se huishouding het ook geglo, toe hulle besny was. Maar dit het nie gevolglik die babas uitgesluit nie. Maar die feit dat hierdie huishoudings wel oor die algemeen gedoop was, bevestig bloot die inklusiwiteit van die nuwe verbond, ongeag of daar babas was of nie. Dit bevestig wel die inklusiwiteit van die nuwe verbond. Hoekom? Want dit is 'n beter verbond. En dat dit nie anders is as die ou verbond, en dat dit nou 'n individualistiese geloof geraak het nie, maar dat dit 'n gemeenskaplike verbond gebly het, van ons, vir ons kroos en vir die kroos van ons kroos. Die feit dat so baie huishoudings geglo het en gedoop was onder die nuwe verbond, sluit bloot net aan by die beloftes aan Abraham, en ego bloot net dit wat gesê word in vers 13 van ons teks vandag. Die wat in jou huis gebore en wat met jou geld gekoop is, moet sekerlik besny word. So moet dan my verbond in julle vlees wees as 'n ewige verbond. Die huishoudings wat gedoop was, bou bloot net op die verbond met Abraham en dit volg dieselfde patroon, want die Bybel is een konsekwente geheel. En die verbond met Abraham is presies dieselfde as die nuwe verbond en dit word vir ons bevestig in Galasiërs hoofstuk 3. Die verskil is bloot dat die Pasga het vorentoe gewys na Christus toe, maar die nagmaal wys terug na Christus toe. Die besnydenis het vorentoe gewys na Christus toe, maar die doop wys terug na Christus toe. Maar dit is dieselfde verbond. Hy het nie swakker geraak nie, en dat ons nou die kinders moet uitsluit nie. Maar net as 'n synota, indien ons eerlik met onsself is, en ons lees 'n koerantberig wat sê, dat 'n huis afgebrand het en die hele huishouding is oorlede, dan sê ons nie by onsself, wel ten minste is die kinders veilig nie. Nee, huishouding sluit almal in, en die waarskynlikheid was dat daar kleinkinders in ten minste een van daardie huishoudings was. En 1 Korintiërs ondersteun hierdie standpunt, want ons sien daar, Paulus hanteer die onderwerp van waar net een van die twee ouers 'n gelowige is. En hy sê dat indien jou man of vrou nie 'n gelowige is nie, jy nie hulle moet skei nie, maar dat jy by hulle moet bly. Hy sê, ons het vanoggend ook gelees, nie toevallig nie, maar in die voorsienigheid van die Here. Hy sê in 1 Korintiërs 17 vers 12 tot 13, as enige broeder 'n ongelowige vrou het, en sy dit goed vind om met hom saam te lewe, moet hy haar nie verstoot nie. En as 'n vrou 'n ongelowige man het, en hy dit goed vind om met haar saam te lewe, moet sy hom nie verstoot nie. Selfs al is hy 'n ongelowige. Hoekom moes Paulus hierdie duidelik maak? Want onder die ou verbond was daar die moontlikheid dat jy of doodgemaak sou word, of sou moes skei, as jou man of vrou nie deel was van die verbondsvolk nie. Omdat dit die heilige saad of nageslag onheilig gemaak het. Soos Esra die mense beskuldig het, toe hulle uit Babylon uit teruggekom het, waar hy sê in Esra 9 vers 2, want hulle, met ander woorde die Jode, het van hulle dogters, dit is nou die dogters van die goddelose nasies, vir hulle self en vir hulle seuns geneem, sodat die heilige saad hom met die volke van die lande vermeng het. En wat moes die Jode toe doen om te bekeer, omdat hulle met ongelowiges getroud was? Hulle moes die vroue, sowel as die kinders, wegjaag. Esra 10 vers 3, laat ons dan nou 'n verbond met ons God sluit om al die vroue, en wat uit hulle gebore is,
weg te stuur volgens die raad van my Heer en van die wat beef vir die gebod van ons God en laat volgens die wet gehandel word. Die ongelowige en haar kinders moes weggejaag word. Hoekom? Want hulle was 'n onheilige saad. En natuurlik onder die nuwe verbond het baie heidene gelowig geraak. Maar nie hulle mans of vrouens noodwendig nie. En Paulus sê, moenie hulle skei of hulle wegstoot nie. Want dit gaan nie jou saad of althans jou nageslag onheilig maak nie. Moenie worry daaroor nie. Want soos hy dan sê in 1 Korintiërs 7 vers 14, want die ongelowige man is geheilig deur die vrou en die ongelowige vrou is geheilig deur die man, want anders sou julle kinders onrein wees. Maar nou is hulle heilig. Hulle is heilig. Die ongelowige man of vrou is geheilig in die sin dat sy of haar ongelowigheid nie die belofte van die verbond kan breek nie. Met ander woorde, hulle ongelowigheid kan nie die saad of althans kinders onheilig maak nie. Want een gelowige ouer is genoeg om seker te maak dat hulle saad of nageslag nie onheilig of gebaster is nie, of die verbond in bedwang bring nie. Wat Paulus sê, is moenie bekommerd wees oor jou ongelowige man of vrou nie. Want hulle is geheilig in die sin, dat julle kinders ten minste deel van die heilige verbondsvolk sal kan wees. Weereens, die nuwe verbond is nie minder inklusief as die ou verbond nie, maar meer inklusief. Dit is nie 'n swakker verbond nie, dit is 'n beter verbond. Want anders sou julle kinders onrein wees. Maar nou is hulle heilig. Met ander woorde, hulle is deel van die verbond. Selfs al het jy 'n ongelowige man of vrou. Hoekom word daar onderskeid getref tussen kinders wat ten minste een gelowige ouer het en kinders wat glad nie gelowige ouers het nie? Want daar is wel 'n onderskeid om te tref. As daar nie 'n onderskeid was om te tref nie, dan sou Paulus nie 'n onderskeid getref het nie. Maar hy tref 'n onderskeid. Naamlik dat as daar ten minste een gelowige ouer is, die kind ook heilig is. Hy kan daai onderskeid tref, want daar is 'n onderskeid om te tref tussen gelowige ouers se kinders, of waar ten minste een gelowig is, en ouers waar daar glad nie gelowiges is nie. Kinders van ongelowiges is nie heilig nie. En daarom word hulle ook nie gedoop nie, want hulle is nie deel van die verbond nie. Maar as daar ten minste een gelowige ouer is, hoef jy nie te skei soos onder die ou verbond nie, of jou vrou sowel as jou kind weg te jaag nie, want jou kinders is heilig. Weereens soos die Here sê in ons teks vandag, vers 7, en ek sal my verbond oprig tussen my en jou, en jou nageslag na jou. En wat ons dus verder moet oplet, is dat hierdie ewige verbond 'n verbond is wat die Here met ons sluit. Nie ons met hom nie. Abraham het geglo en die Here sê, hier is my verbond met jou. En die Here het hom toe die teken van die verbond gegee, wat bevestig dat die Here sy nageslag sou seën, volgens die verbond wat die Here met hom gesluit het. Die teken van die verbond was as gevolg van God se ewige verbond met Abraham, nie Abraham se ewige verbond met God nie. Maar dan kom ons by die nuwe verbond, wat die vervulling is van die verbond aan Abraham. En die baptis sê, die doop is my gehoorsaamheid aan die Here. Of die doop is my toewyding aan die Here. Maar dit is verkeerd om. Want die teken van die ewige verbond, wat nog nooit 'n simbool vir ons toewyding aan die Here nie, maar sy belofte aan ons. Naamlik dat hy die een is wat met ons 'n verbond sluit en nie andersom nie. En die nuwe verbond is bloot net die vervulling van die ewige verbond met Abraham, en daarom bly die nuwe verbond nog steeds 'n verbond wat die Here met ons maak, nie ons met die Here nie. Dit het nie omgedraai toe ons onder die nuwe verbond gekom het nie. Hoekom nie? Want die nuwe verbond is juist die vervulling van Abraham se verbond. En dit word bevestig waar die Here sê in Hebreërs 8 vers 10. Want dit is die verbond
wat ek, sê die Here, wat ek na die dae sal sluit met die huis van Israel, spreek die Here, ek sal my wet in hulle verstand gee, en dit op hulle hart skryf, en ek sal vir hulle God wees, en hulle sal vir my 'n volk wees. Dis die Here wat dit maak. Maar vir die baptis, is die groot doop 'n teken, dat ons die Here kies, en bereid is om met hom te assosieer. Maar dit is teenstrydig met die gereformeerde leer, en die beloftes van die verbond, wat leer, dat dit die Here is wat ons kies en met ons 'n verbond gemaak het met die gepaardgaande beloftes. Die groot doop is van onder af boontoe. Met ander woorde 'n toewyding vanaf die mens aan die Here. Maar die klein doop is van bo af ondertoe, menende 'n teken en seël vanaf die Here rakende sy beloftes onder die nuwe verbond. Die rigting van die verbond het nie omgedraai toe ons by die nuwe verbond gekom het nie. Nee, die besnydenis was 'n teken en seël dat God sy beloftes sal nakom, volgens die verbond wat hy met die mensdom gemaak het, en nie die mensdom met hom nie. En daarom is die doop presies dieselfde. Ons kinders raak nie eers deel van die verbond wanneer hulle eendag, wanneer hulle 18 is, 'n belydenis van geloof aflê en 'n verbond met die Here gaan sluit nie. Nee, die Here het klaar die verbond gesluit. En soos Calvin sê, daardie verbond hou stand, tensy die kind dit later verwerp deur hom of haar ongeloof. Daardie verbond hou stand, tensy dit nietig verklaar word deur die kind se ongeloof. Nou daar is natuurlik nog 'n beswaar wat sê dat die doop nie die besnydenis vervang het nie, maar dit behoort ooglopend te wees dat dit wel die geval is. Want die geestelike betekenis van die besnydenis en die geestelike betekenis van die doop is presies dieselfde. Die besnydenis se geestelike betekenis was die verwydering van sonde en 'n nuwe hart. En daarom word daar so gereeld in die Ou Testament gepraat van 'n besnyde hart. Want dit was presies die geestelike kondisie wat besnydenis moes verteenwoordig het. En die doop se geestelike betekenis is ook die verwydering van sonde en 'n nuwe hart, of althans 'n besnyde hart. Albei het presies dieselfde geestelike betekenis. Eerstens, die besnydenis het wel die geestelike betekenis gedra van 'n gelowige hart en die verwydering van sonde. En daarom lees ons onder andere in Deuteronomium 10 vers 16, besny dan die vooruit van julle hart en verhard julle nek nie verder nie. Dit trek dus 'n direkte korrelasie tussen die geestelike hartskondisie en die fisiese besnydenis. Deuteronomium 30 vers 6, en die Here jou God sal jou hart besny en die hart van jou nageslag, om die Here jou God lief te hê met jou hele hart en met jou hele siel, dat jy kan lewe. Hier is onder die ou verbond. Die fisiese en geestelike aspek daarvan gaan hand aan hand en word daarom ook bevestig in Jeremia 4 vers 4, waar staan, besny julle vir die Here en verwyder die onbesnedenheid van julle hart. Besny julle vir die Here en verwyder die onbesnedenheid van julle hart. Die fisiese en geestelike aspek moes hand aan hand gaan, want die een het die ander verteenwoordig. Nou net as 'n synota, toe die Here vir die Jode gesê het in Jeremia 4 vers 4, besny julle vir die Here en verwyder die onbesnedenheid van julle hart, was die Jode se reaksie nie hierop om te sê, ons moet nie meer ons babas besny nie. Want kinders kan tog nog nie die onbesnedenheid van hulle hart verwyder nie. Nee, hulle het hulle nog steeds besny. Selfs nadat die Here vir hulle gesê, besny julle self en verwyder die onbesnedenheid van julle hart, het hulle nie gesê, maar okay, dan moet ons nie meer kinders besny nie, want hulle kan nie die onbesnedenheid van hulle hart verwyder nie. Nee, hulle het aanhou doen. Maar terug by die punt, die geestelike betekenis van die besnydenis en die doop is presies dieselfde, naamlik 'n verwysing na die besnydenis van die hart. Met ander woorde, bekering van hulle sondes en die verwydering van hulle sondes. En daarom word daar ook van die doop gesê, onder andere in Handelinge 2 vers 38, en Petrus sê vir hulle, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van die Here Jesus Christus tot vergewing van sondes. Dit was presies dieselfde as wat van die besnydenis gesê was. Besny julle vir die Here en verwyder die onbesnedenheid van julle hart. Dit sê presies dieselfde ding.
Handelinge sê, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van die Here Jesus Christus tot vergewing van julle sondes. Jeremia 4:4 sê, besny julle vir die Here en verwyder die onbesnedheid van julle hart. Dit dra dieselfde geestelike konnotasie. Kon die besnydenis red? Nee. Kan die doop red? Nee. Maar albei verteenwoordig redding. In en van dit self kan dit nie red nie. Maar albei verteenwoordig redding. 'n besnede hart. Maar dit is 'n redding, nie gegrond op ons besluite nie, maar op God se belofte. Die besnydenis wys bloot vorentoe na Christus toe, en die doop wys terug na Christus toe. Die Ou Testament is nie onduidelik oor die feit dat die fisiese besnydenis geestelike besnydenis of altans redding verteenwoordig het nie. Die besnydenis wys na die besnydenis van die hart. En daarom word daar juis gepraat van 'n bekeerde hart as 'n besnyde hart. Om daai konnotasie te trek. Dis juis hoekom daar van 'n besnyde hart gepraat word. Om die konnotasie te trek met die besnydenis. Maar die doop verteenwoordig presies dieselfde, naamlik 'n besnyde hart, die aflegging van sonde. En aangesien beide die besnydenis sowel as die doop verwys na die besnydenis van die hart of altans die wedergeboorte, daarom kan Kolossense 2 vers 10 tot 12 die volgende sê van die doop. Naamlik, en julle het die volheid in hom wat die hoof is van alle owerheid en mag, in wie julle ook besny is met 'n besnydenis wat nie met hande verrig word nie, deur die liggaam van die sondige vlees af te lê in die besnydenis van Christus. Omdat julle saam met hom begrawe is in die doop, waarin julle ook saam opgewek is deur die geloof in die werking van God, wat hom uit die dode opgewek het. Ons doop verwys terug na Christus se besnydenis. Want Christus was letterlik besny. En dit was presies die geval met die ou verbond besnydenis, wat weer vorentoe gewys het, na Christus toe. En hierdie konsep dat Christus ons hart besny, met 'n besnydenis wat nie met hande verrig word nie, soos Kolossense sê, waarvan die doop 'n fisiese verteenwoordiging is nie uniek tot die nuwe verbond nie. Met die doop as 'n teken nie. Want soos ons vroeër gelees het, sien ons die teelbeeld hiervan onder die ou verbond in Deuteronomium 30 vers 6 waar staan, en die Here jou God sal jou hart besny en die hart van jou nageslag om die Here jou God lief te hê met jou hele hart en met jou hele siel, dat jy kan lewe. Maar die punt bly dus staan, dat dit wat deur die fisiese besnydenis verteenwoordig was, naamlik die besnydenis van die hart, word nou vervul en bevestig deur die doop in ooreenstemming met die belofte wat aan Abraham gemaak was. Maar die mense wat beswaar maak sal weer kom en sê, ja, maar kinders kan dit nie doen nie, en hulle hart kan nie besny word nie. Maar kinders kan ook nie doen wat die Here gesê het in Jeremia 4 vers 4 nie. Waar staan, besny julle vir die Here en verwyder die onbesneedheid van julle hart. Kinders kan ook nie dit doen nie. Hoe moes kinders hulle self besny en die onbesneedheid van hulle hart verwyder het? Maar tog het hulle die teken daarvan gekry, want die doop en die besnydenis is nie 'n teken van redding nie, want die doop en besnydenis kan nie red nie. Maar dit is 'n teken van die belofte van redding, of altans 'n seël van die belofte van die verbond. Mense, hierdie is nie 'n nuwe lering nie. Inteendeel, dit was die algemene lering vir 1500 jaar van kerkgeskiedenis. Hierdie is die ortodokse geloof. Die groot oproer en die groot beweging wat ons vandag sien, wat teen die kleindoop uitspraak maak, het jy nêrens gekry in die eerste 1500 jaar van kerkgeskiedenis nie. Hier en daar was daar afvallige individue of groepe wat iets gesê het, maar die algemene praktyk vir die eerste 1500 jaar van kerkgeskiedenis was presies dit wat ek nou geleer het. Die vroeë kerkvader Irenaeus het rondom 180 na Christus gesê, Jesus het gekom om deur homself almal te red wat deur hom wedergebore word tot God, babas en klein kinders en seuns en jong manne en ou manne. 180 na Christus.
In 248 na Christus het die vroeë kerkvader Origen gepraat oor die tradisie van die kerk en hy het die volgende gesê van die tradisie van die kerk. So was dit ook dat die kerk vanaf die apostels 'n voorskrif ontvang het om selfs babas te doop. Met ander woorde, nie eers 200 jaar nadat die apostels gelewe het nie. Was dit die algemene tradisie onder die kerk om babas te doop en Origen sê, dis omdat dit is hoe dit van die apostels af ontvang het. Die bekende Augustyn, wat gebore was rondom 350 na Christus, het gesê, die gewoonte van die kerk om babas te doop moet nie geïgnoreer word of as irrelevant beskou word nie, of geglo word dat dit enigiets anders as die tradisie van die apostels is nie. Die geldigheid van die kleindoop was nie bevraagteken gewees vir die eerste 1500 jaar van kerkgeskiedenis nie, behalwe deur enkele individue of baie klein afvallige groepe nie. Totdat die Anabaptiste op die toneel verskyn het rondom die 16de eeu. Dit was die eerste keer wat dit werklik bevraagteken was, die geldigheid van die kleindoop. En die groot doop was soveel gesien as 'n afvallige lering onder die hervormers, dat die hervormers soos Martin Luther en soos Zwingli hulle doodstrawwe goedgekeur het. Vandag word die groot doop hoofsaaklik gevind onder baptiste kerke wat die gereformeerde leer verwerp en in die charismatiese beweging. Gereformeerde baptiste kerke maak bloot 'n fraksie van baptiste kerke op. 95% van kerke wat wel groot doop is of charismaties of baptiste kerke wat die gereformeerde leer verwerp. En hierdie is nie goeie kerke om mee te assosieer nie. Die geldigheid van die kleindoop was nie bevraagteken gewees vir die eerste 1500 jaar van kerkgeskiedenis nie. En die wat dit wel bevraagteken vandag is grootendeels nie Bybelse kerke nie. Nou, ek wil nie te lank op die volgende punt stil staan nie, want dit is eintlik irrelevant tot die gesprek, maar ek weet die vraag gaan opkom, so ek sal baie vinnig hanteer, naamlik, maar beteken doop nie onderdompel nie. En baie baptiste gebruik hierdie onderdompeling as 'n argument vir die groot doop, terwyl selfs Martin Luther en selfs Johannes Calvin, met ander woorde die groot hervormers, pro-groot of onderdompeling was. Die hervormers was pro-onderdompeling. Dit is nie 'n argument nie. En hulle kon wees, want of die doop onderdompeling beteken en of dit nie onderdompeling beteken nie, was irrelevant tot die argument. Of die doop wel 'n teken en seël is van die nuwe verbond en of dit kinders insluit of nie. Die mode van hoe dit uitgeoefen word is irrelevant tot wat die betekenis is daarvan. En daarom kon hulle ook pro-onderdompeling gewees het, en hulle was. Maar net kortliks, en ons kan 'n ander dag in meer diepte hierop ingaan indien julle belangstel, maar die Griekse woord baptizo beteken nie noodwendig onderdompel nie, maar kan ook beteken om te was, wat ek dink waarskynlik die meer logiese verwysing of verwantskap is met wat die doop beteken. Dit kan ook beteken om te was. En baptizo word onder andere gebruik in Markus 7 vers 4 waar staan, en wanneer hulle van die mark kom, eet hulle nie as hulle nie gewas, baptizo het nie, en baie ander dinge as daar is daar wat hulle aangeneem het om te onderhou, die wassery, baptismos, van bekers en kanne en kopergoed en bedde. As ek reg onthou, praat dit van die fariseërs wat so gewas het. Maar het hulle bedde ook gebaptismos. En natuurlik het hulle nie hulle beddens in die rivier gaan gooi om te doop nie. As dit sê hulle beddens was gebaptismos, het hulle nie almal rivier toe geloop met hulle beddens op hulle kop nie. Hulle het gewas, al is die woord baptismos. En net so is dit die was, of reiniging, wat deur die doop gesimboliseer word, wat belangrik is, nie die onderdompeling self nie. Soos ons sien in Handelinge 22 vers 16, waar staan, en nou, waarom versuim jy? Staan op, laat jou doop, en jou sondes afwas. Die was is die belangrike deel. Hoekom? Want doop kan ook was beteken. Die doop is simbolies vir reiniging, of wassing,
wat 'n tipiese Ou Testament simbool was om jouself toe te wy aan die Here of om iets heilig te verklaar. Net soos wat die besnydenis ook 'n toewyding en reiniging van die hart verteenwoordig het, soos Jeremia 4 vers 4 al vir ons bevestig het. Die doop simboliseer reiniging of wassing en vind sy gronde in die Ou Testament seremoniële wette om seremonieel skoon te wees. En reiniging onder die ou verbond het gereeld gekom deur wassing of deur besprinkeling en ook onderdompeling. Nou hierdie is 'n baie oppervlakkige hantering van hoe 'n mens gedoop moet word, maar die Here self in terme van die nuwe verbond sê in Jesegiel 36 vers 25 tot 26, dan sal ek skoon water op julle giet, of soos meeste vertalings vertaal, besprenkel. Die Here praat van die nuwe verbond. Ek sal skoon water op julle besprenkel, sodat julle rein kan word van al julle onreinhede en van al julle drekgode sal ek julle reinig. En ek sal julle 'n nuwe hart gee en 'n nuwe gees in julle binneste gee. En ek sal die hart van klip uit julle vlees wegneem en julle 'n hart van vlees gee. Nou hierdie praat natuurlik nie noodwendig van die doop nie. Maar dit is presies wat deur die doop gesimboliseer word. En volgens die Here is dit nie nodig om geonderdompel te word om jou rein te verklaar nie. Want besprenkeling was algemeen gebruik as 'n reinigingsproses onder die Ou Testament. Weereens, en so selfs die hervormers ook bevestig het, of jy onderdompel of besprinkel word, is nie belangrik nie. Maar wat daardeur gesimboliseer word, is wel belangrik. Maar ons kan hierdie onderwerp op 'n latere stadium in meer diepte hanteer. Maar om af te sluit. Kinders van gelowiges was nog altyd deel van die verbond, vir duisende jare. Van die tyd van Abraham af, was kinders deel van die verbond. Die onus rus dus nie op die persoon wat klein doop nie. Die onus rus op die persoon wat groot doop, om te bewys dat die nuwe verbond swakker in hierdie opsig is as die ou verbond. Die onus rus op die baptis om te bewys dat God nou nie meer die kinders as deel van die aanbiddings- of verbondsgemeenskap sien nie. Genesis 7 vers 1 sê, daarna het die Here aan Noag gesê, gaan in die ark, jy en jou hele gesin, want jou het ek regverdig bevind voor my aangesig in hierdie geslag. Noag se hele gesin was ingesluit in die ark, as gevolg van Noag se regverdigheid voor die Here. En daarom kan 1 Petrus 3 vers 20 en 21 ook sê, dat God lankmoedig gewag het, onderwyl die ark gereed gemaak is, waarin weinig, dit is 8 siele, deur water heen gered is, waarvan die teebeeld, die doop, ons nou ook red. Nie as 'n aflegging van die vuilheid van die vlees nie, maar as 'n bede tot God, om 'n goeie gewete, die opstanding van Jesus Christus. Met ander woorde, redding het vir die huisgesin van Noag gekom, as gevolg van sy geregtigheid, waarvan die doop ook 'n teebeeld is. Nie as 'n aflegging van die vuilheid van die vlees nie, sê Petrus, met ander woorde, nie omdat daar enige redding of vergifnis kan plaasvind as gevolg van die doop self nie, want die doop kan ons nie red nie, maar, soos Petrus sê, as 'n bede tot God, of 'n versoek tot God, of soos die Engelse vertaling sê, but as an appeal to God. En wat is ons bede tot God? In die doop? Dat hy nie net ons sal red nie, maar ook ons huisgesinne, nes Noag ook sy hele huisgesin op die ark geneem het, wat 'n teebeeld is van die doop. En die gronde vir hierdie bede of hierdie versoek aan God, wat ons kan bring deur die doop, is die beloftes van die verbond. Dis waarop ons bede baseer, wanneer ons gedoop word. Is die beloftes van die verbond. Die argument wat gewoonlik die enigste argument is, naamlik dat ons nie sien dat kinders gedoop word, of dat mense nie gedoop word, wat nie geglo het nie,
Hou nie stand teen kritiek nie, maar behou ook nie die kontinuïteit van die res van die Bybel, of hoe die Here nog altyd met die mensdom gehandel het nie. Die doop is 'n beter teken as die besnydenis. En Kolossense 2 vers 11 en 12 bevestig dit vir ons. Romeine 4 vers 11 het vir ons duidelik gemaak, dat selfs die besnydenis ook 'n teken was, wat Abraham deur geloof moes gekry het. As 'n seël van die geregtigheid van die geloof, sê die skrif. Maar dit het nie beteken dat die kinders dit nie mag gekry het nie, omdat hulle nog nie geloof gehad het, soos Abraham geloof gehad het nie. Doop is 'n teken en seël van die belofte van die verbond. Dit is nie 'n teken van geloof nie. Want as dit 'n teken van geloof was, dan kan ons ook nie groot doop regverdig nie. Want ons weet nie of mense werklik in die geloof is nie. Want as ons kon weet, sou mense wat groot gedoop was, nooit afvallig geraak het nie. Maar die doop is nie 'n teken van die geloof nie. Dit is 'n teken en seël van die belofte van die verbond. En dit is ook gegrond in die beloftes van die verbond, en daarom kon Petrus ook sê, weer eens, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus tot vergewing van sondes, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang, want die belofte kom julle toe en julle kinders en almal wat al ver is, die wat die Here onze God na hom sal roep. Weer eens is die God, dis die Here wat dit doen. En indien ons wel glo in God se belofte, soos die Here in ons teks vandag sê, in Genesis 17 vers 7 waar staan, en ek sal my verbond oprig tussen my en jou nageslag na jou, in hulle geslagte as 'n ewige verbond om vir jou 'n God te wees en vir jou nageslag na jou. As jy wel hierdie belofte glo en verstaan dat die nuwe verbond die vervulling is hiervan, en ons glo dit, sê ek, as jy dit werklik glo, bewys dit deur om jou water te sit waar jou mond is. Kinders van gelowiges was nog altyd deel van die verbond. Die verbond met Abraham is 'n ewige verbond en voortdurend. Nie net vir hom nie, maar ook vir sy nageslag. En as julle aan Christus behoort, dan is julle die nageslag van Abraham. En volgens die beloftes ook erfgename. Dit is ons. Indien ons glo en ons is gedoop, dan is ons in Christus. Maar dan is ons ook erfgename van die belofte van Abraham. Wat beteken dat die beloftes nie net ons toekom nie, maar ook ons kinders. Gedoopte kinders word groot in 'n verbondshuis. Dit is soos Josua gesê het, ek en my huis, ons sal die Here dien. Hy het namens sy huis gepraat. En as hy dit onder die ou verbond kon doen, hoeveel te meer kan ons dit nie onder die nuwe verbond doen nie. Hoeveel te meer kan ons nie onder die nuwe verbond sê, ek en my huis, ons sal die Here dien. Maar soos ek in ons kinders van die verbond preek gesê het, as jy nie jou kinders volgens die verbond groot maak nie, selfs al is hulle gedoop, kan ons nie verbondskinders verwag nie. Jy kan nie sê, ek en my huis sal die Here dien, maar dan stuur jy jou kinders om deur die Filistyne groot gemaak te word nie. Jy kan nie dit doen nie. Moenie verbondskinders verwag dan nie. Nou hierdie interpretasie van die doop, in my opinie, behou die eenheid van die skrif en bevestig die nuwe verbond as 'n beter verbond. Dit het nie slegter geraak in hierdie een enkele aspek nie. En daarom was dit die algemene leer van die kerk vir die eerste 1500 jaar van kerkgeskiedenis. Nou, hoe lyk ons pad vorentoe as 'n gemeente? Ek kan nie die aanname maak dat enige iemand my mening gaan deel of hierdie lering gaan aanneem nie. Ek kan nie daai aanname maak nie. Hierdie is my oortuiging. Meeste van ons het groot geword in 'n kerk waar kleindoop die norm was. Maar dominees het 'n vrot werk gedoen om ons te verduidelik hoekom ons dit doen. Niemand van ons het eers geweet hoekom
die dominees klein doopie, want hulle het 'n vrot werk daarvan gemaak om dit aan ons te verduidelik. Wie hulle, sê ek. Wie daai dominees. Daarom soos in my geval, toe iemand gekom het en gesê het, dat ons nie klein doop in die Bybel sien nie, het ek onmiddellik gedink, maar dit is 'n goeie argument, terwyl dit nie is nie. Ons dink dit is 'n goeie argument, bloot net omdat dominees nie hulle werk gedoen het, om die klein doop aan ons te verduidelik nie. Dit wat ek vanoggend gedoen het, is wat dominees voor my moes gedoen het. Maar hulle het dit nie gedoen nie. Wie hulle. Maar nou kan julle ten minste 'n ingeligte besluit maak, ongeag wat dit mag wees. Maar ek kan nie die aanname maak dat enige iemand my mening gaan deel of hierdie lering gaan aanneem nie. En daarom kan ons volgende week na kerk hieroor gesels en die week daarop kan ons stem indien daar enigiets is om oor te stem volgens ons gesprekke van volgende week. Maar ek glo die algemene uitgangspunt moet wees, aangesien ek nie aannames kan maak nie, is dat ons 'n ander dominee gaan moet kry, en waarmee ek ook natuurlik sal help. Tensy 'n alternatief deur een van julle volgende week op die tafel gelê word. Maar my versoek is dit, gaan kyk asseblief weer my preek oor verbondskinders, en kyk weer vandag se preek, en dan gesels ons volgende week verder. Ek vra om verskoning. Maar dankie vir julle geduld met my, en mag die Here se naam ook hierdeur verheerlik word. Amen. Kom ons sluit die oë. Here, ons is maar nietige mense en ons maak baie keer foute. En ons weet nie alles nie, Here, want ons is maar nietige mense. Maar Here, ek bid dat U Gees ons sal lei in alle waarheid, en dit is tog nog altyd ons gebed gewees, ongeag van hoe ongemaklik dit mag wees. Die wat nie oortuig is nie, bid ek Here dat hulle volgens hulle gewete sal optree. Die wat wel oortuig is, bid ek ook Here dat hulle volgens hulle gewete sal optree. Maar ongeag die besluit wat ons maak, gun dit ons, elkeen, om nie teen ons gewete te gaan nie, maar om met 'n opregte hart voor U te wandel, ongeag wat ons mag besluit. Here, ons kan nie maar net loof en prys vir die woord wat U ons gee. Maar help ons deur die krag van die Gees om dit reg te interpreteer. En wanneer ons dit interpreteer, Here, ook die krag sal hê om dit aan te neem. Dit is ons gebed, o Heer, want ons is nietige mense. Ons is sondaars, Here. En daarom het ons die leiding en die krag van die Gees nodig in en deur ons lewens. Wees ons genadig in hierdie, o Heer. Maar ons loof en prys U heilige naam. Amen. Amen. Baie dankie julle. Julle moet 'n geseënde dag hê en 'n geseënde week. En ek glo daar's broodjies om hierdie moeilike onderwerp bietjie makliker te maak. So kom ons geniet die samesyn en ons eet en drink lekker saam. Want ons almal is tog gelowiges, is ons nie? Amen. Mooi dag vir julle almal.